met ons hele harte, met ons hele siel. Die verwelkoming is vir elkeen van julle soos wat jy is. Ons Kersangdiens is 'n bietjie anders. Gewoonlik met Kersangdienste is daar ouens voor wat kom sing en jy luister en so nou en dan sing jy saam. Ons sing alles saam. Dit is 'n voorreg om die tyd van die jaar al die liedjies te kan sing, liedere waarmee ons groot geword het en wat ons baie na die hart lê. So vanmôre, bring jou stem, bring jou gesindheid, bring jou hart, bring jou loflied. Al is jy 'n bietjie hees en al is jou stem nie meer wat hy was nie, volstroom al die pad. Die koningskind is hier en ek en jy is vanoggend hier om hom te loof. So die eerste lied wat ons gaan sing is om jou welkom te heet. En net daarna, die tweede en die derde lied is om voor hom stil te raak. Hemelse Vader, Here, seën ons saam wees, seën ons Kersangdiens, seën ons vandag se loflied en elke oomblik tot die eer van U naam. Amen. Yeah.
veral as die 400 jaar met stilte gevul was. Op hierdie stadium was die laaste profeet sy stem lankal stil. En terwyl hulle gepraat het, was dit nie altyd goeie nuus nie. Dit is baie keer oordeelspreuke vir ongehoorsame kinders van die Here. Maar iewers tussen die vergete profete woorde was daar 'n kosbare belofte van die een wat sou kom. Wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Na 400 jaar se stilte skraap God sy engele bymekaar. En hy sê dis tyd. Dis tyd om die stilte te verbreek. Dis tyd om die woord te gaan verkondig. Dis tyd om alles wakker te maak. Dis tyd om te sê, berei jouself voor, want die koning kom. Hy is amper hier. En hy stuur hulle uit. Die eerste stopplek is 'n ou priester. Sagaria is sy naam. Eeuwig getroud amper, kinderloos. En hy hoor Elisabeth gaan swanger word, sy vrou, en hulle gaan 'n seun baar. En die ouetjie gaan die weg voorberei, want die koning kom. Die tweede stopplek is 'n jong maagd in Nasaret. Die nuus keer haar hele lewe op. En as haar verloofde wil pad vat, dan keer nog 'n engel hom voor en sê, nee, stop net hier. Jy gaan die seun van God groot maak. Uiteindelik een stille nag, donker nag, kies nog 'n engel die pad, na 'n klomp skaapwagters wat so skaap en nagryk. En saam met hom 'n hele engelenkoor wat sê, die tyd het aangebreek, die engele het hulle merke gemaak, hulle afsprake gehad. Julle is die laaste spul, en kyk, die koning is nie net op pad nie. Die koning is hier. Gaan Bethlehem. Julle gaan hom in 'n stal aantref. Moenie ver soek nie. Hy lê in 'n krib. En as jy voor hom buig en voor hom neerkniel, weet dis die een wat ons vir so lank verwag het. Die woord het 'n mens geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid gesien.
Maar jy, Bethlehem Efrata, al is jy gering in die streke van Juda, uit jou sal daar vir my iemand kom om 'n heerser te wees in Israel. Sy oorsprong is uit die verre verlede, uit die dae van weleer. Dit is waarom die Here hulle sal oorgee tot die tyd aanbreek vir 'n swanger vrou om geboorte te skenk. Dan sal die res van sy volksgenote terugkeer saam met die Israeliete en hy sal optree en as herder lei deur die krag van die Here, deur die grootheid van die naam van die Here, sy God. Hulle sal veilig gevestig wees, want dan sal hy magtig wees tot aan die uithoeke van die aarde. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan, ontstaan. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld. Ster.
En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid.
dat eeuwe terug, soos die profete sê, in Bethlehem 'n kind sou kom, wat in 'n krib sou lê. En wie sou kon dink dat hierdie kind Maria en Josef se seun, die sonde van hierdie wêreld op homself sou neem. En wie sou kon glo dat hierdie kind wat lag en speel en sing, vir al sy maatjies in die buurt en ook vir ons die lig sou bring. En wie sou kon droom dat hierdie kind die wonders laat gebeur, dat dooies opstaan en dowes hoor en sondaars bekeer. En wie sou kon raai dat hierdie kind vir wêreldse pyn en nood as verlosser aan 'n kruis sou sterf en opstaan uit die dood. En nooit weet, ja ek weet gerus, dat hierdie kind die redder is. En nooit glo, ja ek glo gerus, dat hierdie kind ons God en redder is. Engele maak nie afsprake nie. Toe die engel die dag daar by jou opdaag, was dit op 'n maandag wasdag, of miskien 'n woensdag werfskoonmaakdag. Toe die engel by jou opdaag, was jy nie gereed nie. Jy het gewonder, wat maak hierdie vreemde wese in my deur? Na die ergste skrik het hy gesê, hy het 'n boodskap vir jou. Jy gaan swanger word en 'n seun in die wêreld bring. Jy was dadelik 'n bietjie op jou agtervoete, want sien, jy en Josef, julle is verloof, maar julle stap die eerbare pad. Hoe is so iets moontlik? Dat daar, Maria, het hy gesê, die krag van die Allerhoogste gaan oor jou kom. Maria, jy dra die seun van God. Die oomblik toe hy dit sê, toe gaan daar vir jou 'n wêreld oop. Jou ore sing, jou neus beloop, jou wange gloei. En jy kyk hom in die oë en jy sê vir hom, ek is tot u beskikking, Here. Laat met my gebeur wat u gesê het. Weet jy wat jy sê, my liewe mens? Weet jy die prys gewees wat jy moes betaal? Weet jy wat jy sou moes opgee, wat niemand anders ooit sou wou nie? Maar jy is opgewonde. Jy wil vir mense vertel. Die koning kom en jy dra hom. Die wêreld is 'n wrede plek, Maria. Jy kom dit toe agter toe jy vir Josef vertel van wat gaan gebeur. Hy wil dadelik vlug. Hy verdink jou van iets anderster, ontrou. Gelukkig keer 'n engel hom voor. Jy moet hom Jesus noem. Want dis hy wat die hele mensdom gaan verlos van al hulle sondes. So word julle kindjie gebore in stille nag. Kort daarna vat julle hom tempel toe om ingeseën te word en deel te word van die verbond
En dis daar waar Simeon vir jou sê, wat jou betref, Maria, 'n swaard daar sal deur jou siel gaan. Die kind is hier, die koningskind het gekom, maar wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Maar hoe sal jy dit ook weet, my vrou? Want jy is te besig om kinders groot te maak. Hierdie ouetjie wat jy die eersteling word, kry nog boeties en sissies, en jy maak doeke skoon, jy gee kos, jy skrob, jy tel kleertjies op, jy raas, jy troos. Wie sou ooit kon dink? Jy sien hom groot word. Jou hart gevul met trots. Want hy staan sy pa se skoene vol. Elke ding wat hy maak met sy skrynwerkerhande, kom wys hy vir jou en jy's trots. My kind, my alles. Maar laat een nag kom roep hulle jou. Want jy sien jou kind het toe sy skrynwerkerskoene uitgetrek. Hy het gesê hy moet ander goed gaan doen. Hy het julle huis verlaat, so nou en dan vir jou kom hallo sê. En vir 3 jaar lank het jy gehoor, hy loop en jy verkondig die woord van God. Jou hart wil bars van trots as jy hoor, mense loop agter hom aan en hulle wil na hom luister. Maar die spinnekopwyfie in jou kom uit as jy hoor, daar's mense wat hom wil dood hê. Daar's mense wat nie van hom wil hou nie. Dis my kind. Maar dan kom die klop laat die nag. Of was dit vroeg die oggend? Maria, kom gou. Jou kind is in die moeilikheid. Jou kind het probleme. Teen die einde van daai dag staan jy verwese onder 'n houtkruis. Dis jou kind wat daar hang. Dis die ouetjie oor wie jy geloer en gekoer het en gekyk het toe hy in 'n krib lê in Bethlehem waar daar nie plek was nie. Jou hart huil. My kind, my lewe. Vandag moet ek vir jou kom dankie sê. Dit was jou kind. Maar dit is my verlosser. Dit is my koning. En die enigste kroon wat hy ooit sou dra, het hy daai dag gedra. En dit het my vrygemaak. Here, ons raak rustig hier. Ons vier u koms. U koms het alles verander. U koms het my lewe verander. U is groter as my probleme. U is meer as enige opdraand of uitdaging wat voor my lê. Ek kom om u lof te besing. Ek bring nie hulde aan 'n baba in 'n krib en stap daar weg en bære dit tot volgende jaar. Hierdie kindjie het op 'n stadium aan 'n kruis gehang. En Here, U het my vrygemaak, volledig verlos, wonderbare raadsman, ewige lig, grote God, vredevors. Aan U behoort die heerlikheid, die krag, tot in ewigheid. Amen. Stille nag, heilige nag. Jesus kind, lang verwag.
lig uit lig, uit die Vader se ryk, word uit liefde aan mense gelyk. Loof die hemelse kind.
Generasies buig neer voor die troon, sing 'n nuwe loflied vir die Lam. Die wat ons vooruit gaan en hulle wat moet volg, sing 'n nuwe loflied vir die Lam. U naam is die hoogste, u naam is die mooiste, u naam is ver vir ewigheid. Moeders en konings, alle magte en kragte, u naam is ver vir ewigheid. Al die engele sing, Dankie geliefdes, dit was 'n voorreg om saam met julle die koms van die koning te vier. Dit is 'n voorreg om saam met julle te wees. Agterna, jy is welkom vir 'n koppie koffie, koppie tee. Daar is snuisterye op die tafel, onder andere borsbroodjies wat oorgebly het van Vrydag en heerlike, dankie Dana, mayonaise broodjies en almal wat ook nog verspersings gebring het. Jy is baie welkom. Daar's nog 'n paar items ook oor by die geskenketafel as jy vinnig wil gaan doen. Jy is baie welkom. Mag jy 'n geseënde feestyd saam met jou geliefdes hê. Aan God alle eer. Vrede.